Goeiedag, liewe luisteraars, baie dankie dat ek weer eens die voorreg het om met u te kan praat op die radiostasie. Dit is 'n voorreg vir my en ek vertrou dat u iets gaan leer uit die woord van die Here. Ek het verlede week die voorreg gehad om met u te praat oor die eerste vermeerdering van die brode en ek wil vandag nou met u praat oor die tweede vermeerdering van die brode. Net een hoofstuk verder, Matteus 15de hoofstuk, was Jesus en die disippels by die see van Galilea. En Jesus het baie wonderwerke daar gedoen onder die mense. So die skare verbaas was om te sien. En ek lees vir u daar vanaf vers 31. So die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, kreppeles loop en blindes sien, en hulle die God van Israel verheerlik. Toe het Jesus sy disippels na hom geroep en gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle miskien op die pad beswyk nie. En sy disippels sê vir hom: Waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry, om so groot skare te versadig? Jesus sê vir hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle antwoord: 7, en 'n paar vissies. Weereens groot skare mense. Nou, as ek reg verstaan, is hulle al 3 dae by mekaar agter Jesus aangestap, en hulle was so honger dat Jesus bang was, hulle gaan beswyk op pad terug huis toe. En net die vorige hoofstuk was die 12 disippels van Jesus die werktuie om die brood te vermeerder, 5 broodjies en 2 vissies, om 5000 man, vroue en kinders uitgesluit, te kon voed met daardie 5 broodjies en 2 vissies. En te sien hoe dat God se hand daarin is, om klaar te maak met 12 brokstukke, mandjies vol brokstukke wat oorbly. En hier kom hulle, ek weet nie of dit 'n lang tyd tussenin gebeur het, in die Bybel is dit nou maar 1 hoofstuk, waar die dae wat verloop het, kan ek nou nie sien nie. Maar dat hulle dit getuie van dit was, en hier vra hulle weer 'n keer vir die Here: Waar gaan ons brood kry om vir hierdie mense te gee? En die Here vra vir hulle: Hoeveel brode het julle? Hulle sê nie hulle het brode. Hulle sê ons het brode, ons het ons eie brode. Hulle antwoord om 7 en 'n paar vissies. Eintlik meer brode as wat hulle van die vorige keer gehad het. Miskien is daar dalk meer as 2 vissies ook gewees, ek weet nie. Maar net die gedagte dat hulle was die persoonlike getuienisse, hulle was deel van die aksie om te sien hoe dat God 'n wonderwerk uit hulle hande uit laat gebeur. En net 'n eentjie verder, 'n dag of 2 later, ten minste 3 dae, want die mense al 3 dae by Jesus gebly is, hulle is al 3 dae sonder kos, so minstens 3 dae verloop intussenin, wat daardie mense saam met hom gestap het. Net 3 dae terug het hulle dit gesien en beleef, in hulle eie hande dit gesien en gebeur. En so waar hulle vra weer vir Jesus: Waar gaan ons brood kry om hierdie mense te voed? Hoe gaan dit gebeur? Klaar vergeet, klaar agter die rug gesit, klaar agter te gegooi, gesê dit was wonderlik, maar dit is nou klaar. Hier is nou nuwe omstandighede. Is ons nie maar baie keer dieselfde so, dat wanneer Here vir ons in 'n krisistyd vir ons onderneem, en jy beleef regtig, baie mense beleef baie keer 'n wonderlike ingryping van die Here in hulle lewe, hoe dat die Here vir hulle voorsien op 'n menslik onmoontlike wyse, 'n wyse wat niemand ooit kon dink nie. En jy kan nie anders as om te sê, dit was die Here wat my deurgedra het nie, kan nie anders nie. Dan kom hulle net 'n paar dae verder, in 'n soortgelyke krisis, en dan sê hulle: Wat gaan ons nou doen? Wat gaan nou van ons word? Waar gaan ons nou ons hulp vandaan kom? Net 'n week of 2 weke of 'n maand, of 'n jaar, of 10 jaar terug, ongeag, het die Here gevoorsien en 'n wonderwerk vir jou gedoen, en nou kom jy in 'n soortgelyke krisis, soortgelyke omstandighede, en jy wonder: Hoe gaan ek hier uitkom? Hoe gaan ek deurkom hierdie keer? En dadelik is dit vergete
van die wonderlike uitkoms wat God al in die verlede vir 'n mens gegee het. Ek praat nou van myself. Ek het al baie keer, het die Here my uit buitengewone omstandighede, het die Here vir ons voorsien. Op 'n buitengewone, bonatuurlike wyse. En dan 'n maand of 6 of 'n jaar daarna, land ek in 'n soortgelyke situasie. Dan moet ek weer gaan bid en sê, Here, wat nou? Waar gaan ons nou? Hoe gaan ons nou maak hier? Asof daar nog nooit van tevore 'n wonderwerk in my lewe gebeur het nie. Is ons nie almal maar in 'n mate so nie? Ek dink as ons daardie probleempie wat ons in ons lewe het, daardie klein swak plekke in ons lewe, dit kon uitvee uit ons lewe uit, om deurentyd op die Here te kan bly vertrou, wetende dat hy altyd van tevore vir ons gehelp het in moeilike omstandighede, wetende dat God is in staat om ons weer deur te dra. As ons daardie bietjie twyfel en daardie vergeetachtigheid van God se goedheid kan uitvee uit ons lewe uit, kan ons 'n lewe hê van totale aanhoudende oorwinning. Sal dit nie wonderlik wees nie, as ons maar net kan onthou waardeur die Here ons deurgedra het. Ek wil u vinnige getuienis gee. Baie jare terug, in 1986, om die presiese jaar te gee, het die Here my opdrag gegee om Middelburg toe te trek en 'n gemeente te begin, buitekant 'n denominasie, onafhanklike bediening. En op 'n dag sê my vrou vir my, Kai, ons kos is nou klaar, daar's niks meer, is nie meer kos nie. En ek het gaan bid. Buitekant Middelburg is so Dennerbos gewees, ek het daar gaan bid. En my vrou het in die geloofpotte op die stoof gesit en water ingegooi, en die potte kook, die deksel klap soos hulle kook. En terwyl ek weg is, kom daar 2 dames met 'n kar aan, met 'n Ford Granada, en hulle laai 'n vrag vol groente af, 'n hoop, ek praat nie groot nie, 'n hoop vol groente. Toe ek terugkom van die veld af, van die Denneboos af, waar ek gaan bid het, toe is my vrou en ekstase, en ek myself, die potte is vol groente ingegooi, en is besig om te kook, ek ruik die kos al toe daar aankom. En terwyl ons nog staan en die Here prys vir die groente, daar het klop aan die voordeur, maak die deur oop, hier's 'n ou baas by die voordeur. Hy was 'n afgetrede dominee van die EG Kerk, dierbare ou baas. En hy vra of dit pastoor Breeke se huis is. Ek sê ja. Hy sê, jong, ek wil jou nou nie in verleentheid bring nie. Ek hoop nie jy neem aanstoot nie, maar ek het opdrag van die Here gekry om vir jou iets te bring. Ek sê ja, nee, ek sal nie aanstoot neem nie. Kan ek help? Wat moet ek help om iets te doen? Hy sê vir my, kom help my aflaai. En hy laai die agterkwart van 'n bees af. Mense, ek kan u nie vertel die verstomming, die verbasing, die dankbaarheid en die ongelooflike genot wat dit vir ons was nie. Dit was vir ons 'n mylpaal in ons lewe, vandag nog 'n mylpaal in my lewe. Weet, my God kan voorsien. My God kan voorsien. En weet jy, agterna, ek was ook 'n klompie jare in Middelburg in die bediening, voor ek nou uiteindelik weggetrek het daar, in 2011 het ons weggetrek. My vrou is oorlede in 2010, en ek het in 2011 weer getrou met 'n vroukie in Pretoria, toe ek in Pretoria toe. Maar baie keer, in daardie tyd, was daar tye wat die kos begin min word het. Dus kon ek en my oorlede vrou sê, ons moet nie bekommer nie, ons weet, God kan voorsien. En hy het ons deurgedra al die tyd. Ons het 5 kinders gehad. 5 kinders grootgemaak, sonder 'n mediese fonds, sonder 'n vaste salaris, sonder 'n vaste inkomste. Ek het nie my eie huis kon koop nie, ek het nie 'n groot kerkgebou gehad nie, ons het gewerk vir die Here en siele vir die Here ingebring. Ons het wonderwerke gesien in Tentveld, tot 'n groot wonders gesien. Ek weet, my God is in staat, en ek wil nie in dieselfde struik trap as wat die disippels getrap het, om net 3-4 dae na 'n wonderwerk weer te twyfel oor hoe gaan ons vir hierdie mense kos gee nie. Kan ek u vandag aanmoedig, dis die doel van die boodskap vandag, vir jy aanmoedig, God het jou al soveel keer deurgedra, hy kan en hy sal dit weer doen. Die God wat ek aanbid is in staat om die onmoontlike vir jou te doen. Nie omdat jy iets spesiaals is vir ons oë nie, maar jy is spesiaal in die oë van die Here. Weet jy hoe lief die Here die mens het,
dat hy sy woord laat vlees word het, en toegelaat dat daardie vleeslike liggaam van Jesus gekruisig word, dat hy hom, die woord sê, hy het hom sonde gemaak, sodat ons kan word, die geregtigheid van God in hom. Dink jy die Here gaan jou teleurstel? Moenie omdraai en sê, ek gaan nie meer die Here dien nie, dit werk nie. Hou vas, hou vas, hou vas. My God is in staat om jou weer 'n keer deur te dra. Hy kan dit doen, omdat hy God is. Halleluja. Ek bid vir u vandag, vertrou dat hierdie kort woord met u vandag u gaan bemoedig, dat u gaan opkyk en sê, Here, ek vra om verskoning, vergewe my dat ek getwyfel het. Ek glo u gaan vir my deurdra. Ek roep die guns van die Here oor u wat vandag geluister het. Vrede van die Here gaan met u. Amen.